hoogste naam. Halleluja. Prys die Here weer dat mag sit. Dis 11:15, halleluja. Yes, dat die vrou van die Here onder die krag. Wil jy eers is 'n salwing, amen? Dat sy lê onder die salwing. Want ek glo dis die salwing van die Here dat elke juk kan verbreek, amen? So die jukke word breek onder die salwing van die Here. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Is u vir die Here dankbaar? Is u vir die Here bly? Omdat hy getrou is en omdat daar niemand soos die Here is nie. Ek wil myself inhou, maar ek beloof dis die laaste mens. Ek het iets wat ek julle mee wil bemoedig, maar ek wil net my hande lê op die vrou. Ek wil net my hande lê. Jesus. Jesus. Yes, Lord. Jesus. 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 Aan die naam van die Here. Aan die naam van Jesus. Aan die naam van die Here. Aan die naam van Jesus. Jesus. Jy moet my hoor, mama. Wanneer jy weer geleentheid kry met die Here te praat, moet jy elke thuis verbreek met die enselstes. Die voorvaders wat u roep, moet jy mee verbreek. Van ek sien hoe word jy vastgemaak as 'n sangoma. Ek sien hoe word jy gekies as 'n sangoma. En toch is daar mense wat reeds sê sy's 'n sangoma, dis hoekom sy in die nag bid. Halleluja. Prys die Here. Kom ek stel jezelf af. Amen. As naam moet nog opkom en as we maar dat iets kom ek stem af. Kom ek stem af. Spirit. Amen. Probeer die Here, as ek beloof dis reg as jy dit. Probeer die Here. Particular snacks, my ma. As dit pas te Vanessa, as die regte woord particular as snacks. Peculiar is die woord, amen. Die Here sê vir my dat nie almal verstaan vir U nie. Die Here sê vir my nie almal verstaan vir U nie. En hulle sê jy is besete. Maar is jy besete nie? Dis die krag van die Here wat vir jy te veel is. En jy weet hoe die krag van die Here te hanteer nie. Maar die Here help jy vandag en die Here raak jy aan. En die Here change die mense sien rondom jy en die Here wat jy gebruik. Ek hoor hulle sê sy's mal. Ek hoor hulle sê sy's mal. Maar die Here maak jy vandag los. Van elke ding wat aan jy gesit is. Die Here bevry jy vandag.
atmosfeer. Dat het niks te doen met jou broer of die ander die sister. Trek vir die reg aan, sodat daar die krag van die Here oor u kom, dat hier nog mense met u sukkel van die Here wil u gebruik. Leer vandag daarvan. U limit uself, u is so bewus ek is die reg aangetrek. U is bewus dat die gaan uitkom en hy gaan uitkom. Moet dit nooit aan uself doen. Die Here wil u gebruik. Kry vir die reg. Almal wat u sien as 'n mal vrou, sal vir u met ander oë aankyk. Almal wat sien dat die vrou as die reg het, sal van vandag af vir u met ander oë aankyk. Almal sal die salwe wat op u lewe is, recognize. Here, u gee van die krag. U gee van die moed. Here, en as sy nie bekleed klere het, die Here roep ons dat nou uit die wêreldke van die aarde, uit die ooste, uit die noorde, uit die suide, uit die weste, maak u dit nou van moontlik. Jesus.
Jesus. Jesus. Jesus. Ons eer U, Here. Jesus. Jesus. My God. My God. U doen het nou, Here. In die atmosfeer doen die Here het nou. U doen het, 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 u doen het. Jesus. Salwing van die Here in bestraal nou, Jaken. Dat in die vertrek is bestraal u nou. Jesus. En die vuurkracht uit die Here. Jesus. Dank u, Here. Ons eer U. Halleluja. Karabasatane. Jesus. Kandala rebosi hande. Jesus. Rakakakandolo roboko siende. Abasi hande nene bosi kendi nene. Jesus. Lumo hakakananana. Abadisi atalirika. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Jesus. Hey, dankie, Here. Ja, kan bombardeer, breek u nou op. Jesus. Ja, kan ijzer grijpen, breek u nou los. Ons verklaar, dat is gebreek. Ons verklaar, dat is losgemaakt. Ons verklaar, dat die Here God van die mensen is. Satanadane. Satanadane. Jesus. Dankie vir die geboorte. Dankie vir die breë skouers, Here. Hy sal oor die skouers kom, Heilige Here. Here, sy sal antwoorde hê wat hy antwoorde gevra word. Sy sal vroue laat brood. In die naam van die Here. Hy vat haar deur die proses. Hy vat haar deur die proses. Halleluja. Halleluja. Baie dankie. Baie dankie. Halleluja. Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
dierbaar by U is. Wanneer hulle na U kyk, dan begeer hulle dit wat by U is. Jou kan ook begeer dit wat by U is. Maar wat die Here ook vir my sê, dat U moet waak hou van die Here, met wie U self bevriend. Daar gaan mense vir U nooit net vir die salwe wat op U lewe rus, maar as hy die Here het gestuur om U in te tap, om U misbruik in die gees te maak, van wat by U as U in 'n atmosfeer wat toe is in die hemel opskiet, net die wat by U mond uitkom, kan U 'n atmosfeer wat vastgemaak is, kan U dit losmaak. U moet waak, sê die Here, die U vir U invitation stuur, om dienste te kom lei, om bejagdienste te preek, U moet waak. Van het gaan met die salwe wat oor U lewe is. En mense wat salwe dra, sy lewe is nie maklik. Mense wat salwe dra, gaan jang deur. En die Here sê vir my, U het vroegdag die prys betaal. U het vroegdag seer deurgemaak vir die salwe. Van die salwe kom nie met iets wat jy kan koop nie. Die salwe kom net as jy pyn deurgemaak het. En die salwe wat op die lewe, dan sê vir my dat jy pyn deurgemaak het. Maar die God van die hemel wil U isolate. Die God van die hemel wil dat wat op die lewe is. Ek sien hoe U die leer klim. Ek sien hoe U die leer klim, maar die leer het requirements. Een van die requirements is dat U afgesonder moet wees. Ek sien hoe U profeteer. Ek sien hoe die Here U woord gee waar hy in die diens lei. In feite het die Here vir U nou 'n woord gegee, maar U het nie gesê nie. Hoekom U self vrees vir die Vader die Hemel alleen? Dat wat op die lewe is, vrou van die Here, require holiness. Dat require afgesonderde lewe. Van die leer om te klim moet U insit. En die enigste way hoe die leer gaan klim, kom het swaar tye. Die almal wat met U lag met U omdat hulle harte opreg is. Ek wil nie my afgee. Ek weet dat my ma verder die plek gaan omdol. Ek weet dat my ma gaan die plek verder omdol. Ja, vergewe my, juffrou Vreemder, is reeds pas 12, ek is baie jammer. Baie dankie my suster. Ek is baie jammer. Iemand gevra dat ek die lied moet sing, hy sal jou nooit verlaat. So ons sang die lied, hy sal jou nooit verlaat. Die Here is jou leidsman, hy sal jou nooit verlaat. Halleluja. Hy sal jou nooit verlaat. Net waar jy gaan, hy sal jou nooit verlaat. Net waar jy gaan, die Here is jou leidsman. Die Here is
diensleier, jammer juffrou. Halleluja. Prys die Here, ek weet dat die Here my na woord gegee en jammer dit. En my kom ons hou daar, kom ons hou daar. Halleluja. Daddy, we stand in your presence. We pray. Your word says in the book of Ephesians that we must put on the full armor in order to stand. So as we stand here, keep us standing in your presence as well as on the earth. In your presence, mighty name. Amen. En dan mag maar sit. Ek gaan nie lang op hou nie. Maar ek het toch een woord van die Here. Janine het julle opgemors. Tasha het julle opgemors. Karel het julle opgemors. Nemer het julle opgemors. Nou moet ek julle net by mekaar sit. It's my job. My job is net, julle moes julle profetiese woord klaar kry. So ek hoef nie nou profetiese klaar. Nommer 1, nommer 2. Nommer 2, ek is gevra om woord te bedien. Woord is die profeties. As ek moet net die woord gee, so ek gaan nie nog profeties aan jou mense kan te sien. Dit is wat apostel Natasha gedoen het. Amen. Maak van my die boek oop by Judges. Rigters in Afrikaans. Ek het net een versie daar wat ek kan lees en dan gaan ek vinnig praat oor dit wat die Here op my hart gelê het om met julle te deel. Rigters 14. Rigters 14. En ek wil graag hê iemand wil dit vir my in Afrikaans lees. Ek het 'n Engelse Bybel hier. Rigters 14 versie 4. Judges 14 verse 4. Ek gaan kort en kragtig wees. Vir die vrouens wat probeer het om die ander mama op te wat ek gekeer het dat hulle nie opjaag nie. Daar is 'n rede hoekom ek dit gedoen het en ek wil dit toch onder mense se aandag bring. Amen. Dis wat ek snaaks gesê. Maar as die salwing so jubber is, dat niemand hande op haar gelê het nie, maar sy self onder die krag geval het. En nadat apostel Natasha haar bedien het, en met haar gepraat het en ons almal, myself, apostel Flemers, Janine en Vanessa en ook al vir haar gehelp het het. Wanneer iemand moet opstaan, moet hy self in die opstandingskrag van die Here opstaan. Want wanneer hy dan opstaan, nadat die salwing so met hom besig gewees het, wanneer hy dan opstaan, staan hy op in die opstandingskrag van Christus Jesus. En wanneer die persoon self opstaan, beteken het hy of sy sal nooit meer val nie. Maar ek sê, so wanneer jy so persoon jou opjaag, beteken dit jy is eintlik 'n steeler. Jy steel wat jy aan jou behoort nie. Jy vat gedeelte van die salwing wat die persoon moes opgehou het, nou vat jy daarvan. Dis hoe ek sê, los haar. En toe fluister ek jou oor en toe sê van mama as jy opstaan, moet jy self opstaan. Maar jy gaan opstaan in die opstandingskrag van Christus Jesus. Standing in the resurrection power of Christ. And after that, you're not supposed to backslide. Because the power that causes you to stand is the power that will keep you standing. But if somebody comes to help you to stand, when trouble comes, you won't be able to stand alone because you are used to people helping. Maar ek sê wat ek sê. So wanneer julle, kyk jy, ons is hier om mekaar te leer. So wanneer ons so ding sien, soos wat nou gebeur, los die persoon, tot wanneer die krag so in die persoon se liggaam gesettel is, dat hy of sy self kan opstaan. Amen? Slaap met my? Amen. Kan iemand vir my lees, Rigters 14 vers 4, Rigters 14 vers 4 in Afrikaans, ek sal in Engels lees. Die woord sê, maar sy vader en sy moeder het nie geweet dat dit van die Here kom nie, want hy
het rede gesoek teen die Filistyne. In die tyd, naamlik het die Filistyne oor Israel geheers. Skrif sê die vader en die moeder het besef dat die Here 'n rede soek om teen die Filistyne te kom. Ek gaan dit in Engels lees. I read in Jesus' name. But his father and his mother knew not that it was of the Lord, that he sought an occasion against the Philistines. For at that time, the Philistines had dominion over Israel. So, ek wil gewoon met julle praat dat die Here soek soms 'n rede. En hy gebruik jou of die Here soek iemand omdat hy 'n rede het om teen die vyand op te kom. En hy soek iemand wat hy kan gebruik vir sy rede. En dit wil sê, God sometimes look for a person because God has got a reason why he wants to deal with this particular problem. And because he's looking for a person, that person will go through things. Not because of bad decisions. Not because the person wanted to do it, but God has instigated the occasion for to do it. As jy hier 'n egskeiding gegaan het en jou God gebruik jou agterna, dan het die Here net man vir jou gestuur wat jou moet kan lukken, slaan, verneder, want hy wil die anointing wat lock up in jou is. Uitbring. So as jy net 'n gelukkige lewe het, maar God het jou geroep vir 'n spesifieke ding en jou lewe het nou alles aan die glorie, dan gaan jy nooit kom by die selwe wat lock up is in jou nie. Ek weet nie of ek bietjie praat hier. Of die man los jou, of jy verloor 'n kind, of jy verloor 'n ouer wat naby jou is, of die kerkmense haat jou, of die man se familie haat jou, of jou kinders is aan dit verslaaf, of jou kind is gay, of jou dogter is lesbien, maar iets gaan die Here gebruik om die selwe los te maak. Skrif sê, God was looking for a reason. Samson se ouers het nie verstaan van al die mooi vroue in Israel. Hoekom wil hy iemand van die Filistyne gevat het? Hoekom sal 'n kind wat gebore is in die huis van die Here, opgegroei in die huis van die Here, loop sonder skool, gaan deur die doopbad, maar hier ergens raak die kind afvallig, verval in tik, en die hele huis, of het nou 'n bishopshuis is, en of het 'n apostelshuis is, 'n pastoorshuis, 'n evangelisthuis, 'n watshuis, 'n leraarhuis, maar skielik is die hele huis deur mekaar, oor een kind. Is dit nie miskien die rede dat die Here iemand soek in die huis wat die salwing dra, maar die salwing is opgelok, weggesteek en niemand kan het aanlok nie, want al wat jy vaskyk, jy kyk vast in die probleem. Maar jy vraag nie van die Here, wat is die oplossing in die probleem? En die Here soek iemand. Nou, ek weet ook die Here my diere gee, maar ek kan hom gee soos ek gee. Die span julle wat saam bly wat getroud is. Amen. Yes. Ek kan hom op. Julle gee single men, miracle men's acts. Julle gee los manne, getrouwde manne, se wegte. Julle bly saam met manne, maar die manne doen nie gevra om te trou nie. Jy gee 'n kind vir 'n man, jy gee die tweede kind, jy gee die derde kind, maar al wat hy is, dis enkel open. As jy nou met 'n dokument gaan invul, enige dokument
Kom ek sê jou wat gebeur. Wanneer jy 'n man seks gee en jy is getroud met hom. Ek was ook getroud. Ek is al amper 20 jaar geskei. Daar is 'n man in Suid-Afrika of oorsee wat kan sê ek met my geslaap. Terwyl ek prentjies sien van hy man. Wys my hoe hy moet. Hy moet ook op my kant sê, waar, wanneer en hoe. Want ek het die amnesie. Ek lei nie aan jou verlisie. Sê my waar jy my gekry. Want die Here weet, hierdie pad is alleen en hy is alleen, maar ek loop hom alleen. My naam is gekoppel aan 'n man nie. Want jy kan nie voor mense staan, maar daar staan Satan voor die Here. Hy staan voor die mens, maar Satan staan voor die Here. En sê, kyk! Jy wil voor die mens vir jou squeaky clean nou, maar Satan staan voor die Here. Die Bybel sê, he's the accuser of the brethren. Hy sê, aanklaar. En hy klaar jou aan. Maar jy wil voor die mens voorgee. Jy so heilig. Nou kom ek praat. Kom ek praat met die. Wat gebeur as jy vir 'n man seks gee en jy is getroud het? Kom ek praat met jou. Wat 'n portels maak jy? Een, jy betaal met jou lewe. Want jy kan hoe sê jy is 'n kind van die Here? Wanneer jy voor Christus kom op die dag van oordeelsdag, dan vra hy, wie is daar een? Jy betaal eerstens met jou lewe. You pay with your life. The second thing that happens, you pay with your soul. Jy kan maar hoe lekker kijk in die bed. Jy kan maar hoe opmors in die bed. Jy kan maar wat vir seks daar sit in die bed. Jou siel gaan jou toe. Want jy sê het toe. Jou siel gaan jou toe. So jy betaal met jou lewe. Jy betaal met jou siel. Jy betaal met jou calling. Jou ministry. As die Here jou geroep het. As jy 'n uitverkorene is. If you are a chosen vessel by God. And you live an unholy life. You will pay with your ministry. En elke siel wat gekoppel is aan jou ministry. Sal jy betaal. Because remember, Rebecca sê, wat is het met die twee kinders wat so voel hier in my buik? En die Here sê, dis die twee kinders sê. Hy sê, daar is 2 generaties. So, you are carrying generations within you. So, if you sleep with a man while you are unmarried, but you are chosen by God, every soul that's tied to your generation will get lost. Because of you. Because of you. You will pay with your health. Jy gaan met jou soul gesondheid speel. Hier voorlangs. Jy kan nou die gezondste vrou wees. Maar ergens hier voorlangs. Sonde het ek nie betaalde datum. Die skrif sê, the wages of sin is death. So sonde het ek nie betaal. Baie van julle is ook al kranke. Van julle mors met sonde. En ek dink is ek. You will pay with blood and your family. Maar hier sien jy wat ek wil praat. 'n vrou is 'n portal. 'n vrou is 'n portal. 'n vrou kan het access om dinge wat die hemel is af te kan. Raam en fractie. Want die Here deposit things in 'n vrou wat sy carry. Die Here heel eerste deposit 'n spirit van 'n child binne die vrou se baarmoeder voordat sy swanger raak. So wanneer sy swanger raak, is die siel van die kind al reeds in haar ingedeposit. So wanneer die vrug met die man se semen meng, dat onmiddellik is dan lewe. Dis hoekom die Here abortus het. Nee, so die vrou, let me take Eve, she had the ability to pull down generations now today into a womb.
So jy het die power and authority to interact fears, dimensions, and portals as you are carrying it. So the day that you're sleeping with a man and you're unmarried, your access to those places are denied. Kan ek in Afrikaans sê? Wanneer jy slaap met 'n man en jy is ongetrouwd, jou toegang tot spheres en dimensies en portals word denied. Because even Satan can enter those places in and out. Hoekom, kom en vraag jy die vraag, hoekom sê die skrif, Satan is neergewerk deur God op die aarde? Sê reg? Vraag kom met my vir ons. Skrif sê, Satan is neergewerk met die tweede of die derde van die engele. Is ek reg? Nou, hoekom staan jy in die hemel en klaar jou aan? Uit Exodus. So as hy Exodus het, om in die hemel te staan en om aan te klaar, dan kan hy die portals en dimensions en fears enter. En hy raak. So as hy jou kan gaan aanklaar daar, maar hy die toegang tot daar nie. Maar toch klaar jou aan. Julle speel met julle toekomst. Van julle wat die sit, moes al lang al diep intercessors gewees het. Predikers gewees het. Profete gewees het. Sieners gewees het. Maar wat jou weerhou is toegang of access tot het. Oor jou leefwees gewees het. Oor jou leefwees. Weet jy wat maak jy nou die ander dag van my kom? Die Here sê vir my, elke vrou wat seks buitekant die huwelik gehad het, wat haar maagdeligheid net so opgegee het, daar is 'n skrif in die woord van die Here wat sê, wanneer die vrou of die dogter aan die man toegegee is, dan kom die vrouens die volgende dag om die huweliksbed te kom check. Of sy maagd is. As hy bloed is, beteken dit, sy was ontwyn. En die man kan het terugstuur na die oude huis toe. So wie het jou onreinheid, jou bloeddruk gaan check? Who checked it? Who went to and check where you had sex? The very first time. And the Lord says to me, speak to my daughters in the house that had sex outside the marriage, that they need to repent on the bed where they have done the deed. And bring it to me. Because even that drop of blood, remember Isaiah 59 verse 1 and 2? It says, jou sonde en jou ongerechtighede het 'n skeidsmuur tussen my en jou geword. Nou jy bely jou sonde, maar die ongerechtighede staan nog voor my. Jesus. En die Here sê vir my, praat met my dogters. Sê hoe die ongerechtige ding voor my bring, dat ek kan uitlot van Satan klauwe nog my kinderen. Daar is dinge wat ons moet beleid, wat ons nie verstaan nie, maar klaar ons aan. Dit klaar ons aan. Mense, ek kan nie langer sê, as 'n man met 'n vrou seks het, of 'n vrou het seks met 'n man, maar daai man behoort aan die kingdom of darkness, sal kom 'n warlord or a witch. Besef jy the powers from the kingdom of darkness when you do these things. En nou jy met die kracht of die powers of the kingdom of darkness wil jy hier kom preek, of jy wil kom leer, of jy wil kom wat ook al doen, maar jy kom operate from a place or a deity that was never meant supposed to be yours. Hoor jy vir ons? Amen. Amen. Jy kan maar vir jou moes skoon hou. As God sê, belei die ding. Belei. Amen. Belei. So dat wanneer jy staan voor die Here, dat demons nou nie ons jou uitkaan. Demons moet jou nie eens kan uitkaan, wanneer jy voor die Here staan. Laastens, jou kinders gaan die nagevolge dra van jou sonde. As jou kind buiten die echt gebore is, as jy selfs buiten die echt gebore is daar 'n generasie wat aanloop
sonder pa en ma. En nou is pa en ma by mekaar. The fact that you are all illegitimate, buiten die huweliksbekennis, moet voor die Here gebring word. Sodat die Here daai generasiegoedes oor jou kan afbreek en afsluit. Sodat wanneer jy volgende keer voor die Here staan, kan jy met reinheid en opregtheid nog gaan leef. Met skoonheid van hart. Moet jy kan staan voor die Here en sê, waaragtig het ek die ding wil. En met onkunde het ek het gedoen. Maar Here het ons nou met my gepraat. En in die ding, Here, kom ek en ek kom regterdig op Jesus. Vergeef my. Vergeef my dat ek seks by die huwelik gehad. Vergeef my dat ek toegelaat dat ek my kinders in my huis seks met my boyfriends en girlfriends het. Want jy as ouer is verantwoordelik op jou huis. Jy as ouer is verantwoordelik. So enigiets wat jy toelaat gaan op jou is in jou huis. Ek laat eens toe dat my kinders secular music luister. Ek laat eens toe dat die kinders horror movies kyk hier. Ek laat nie toe, dis my huis. Wat moet jy jou eie huis sê? Dan gaan die regering nie daar, maar die ene is myne en ek staan voor hom. En vir hier moet ek verantwoordelik op jou. Amen. Jy kan nie vir jou godsvrou, maar jy laat sonde toe in huis. Jy kan nie, hoor my ouer. Jy kan nie. Die Here gaan jou in gerig hou. Amen. Ek is klaar. Amen. Jesus. Ek wil jy sy artikel doen nie, want ek weet die helfte gaan net kom. So kom ons staan daar. Waar jy is. Seks is 'n mystery. Jy verstaan nie hoe kan 'n man ingaan by 'n vrou en dan kom haar baba. It's a mystery. Seks is 'n mystery. En dis hoekom dit so belangrik moet wees. Dat jy moet weet wie is die siel. Nie die man nie. Wie is die siel? Sal jy slaan. Jy moet dan weet wie is die spirit. En wie ek my lichaam gee. Want elke mens dra 'n spirit. You've got a spirit within you. Skrif sê dat die engel aan Zechariah verskyn en hy sê kyk jou vrou sal swanger word en sy sal seun word en sy naam moet Johannes genoem word en in hom sal die gees en die krag van Elia wees. Die gees en die krag. So Johannes het nie sy eie gees gehad nie. Elkeen van ons wat staan het ons gees binne in ons. Hierdie sê die praat van die gees. En so wanneer jy die gees belemmer of besmet, as jy nie moeilikheid met die Here. Amen. So as jy met 'n man seks het wat aan die kingdom of darkness behoort, en jy is in die kingdom of light, maar hy behoort in die kingdom of darkness. En skrif sê dat duisternis het geen gemeenskap in die lig. Dan wat maak jy dan? Kom ons lig ons aan. Ons gaan bid. Daddy God, repeat after me, Daddy God. This morning, we stand in your presence. First of all, God, we ask for your grace. We ask for your mercy. We ask that you will not block us out. We ask for the blood of Jesus Christ. And we repent. We repent of having sex outside the marriage. We repent of having sex willingly and knowingly with a man that I'm not married to. This morning, God,
bring that child before you. We ask, oh God, that you will wash that child. The spirit of that child. We give the child back to you. Now, Father, as the Satan, the accuser of the brethren, stand before you. We ask, Daddy, that you will silence him. No longer will he bring up the sin in your presence. This day, God, we ask that you will silence Satan in the name of Jesus. Father, I pray that the blood of your Son will rewrite my name in the book of life. And from this day, God, I take a vow that my body, my soul, my spirit belongs to you. And from this day, I will serve you with all three. In Jesus' name. Help me to make the right decisions in this day. In Jesus' name. Amen. Amen. Kom ons gee die Here so wonderlike prys. Halleluja. Kom ons gee die Here prys. Halleluja. Prys die naam van die Here. Het jy die boodskap geneem? Nou kom ons gee die vrou van die Here nog so wonderlike prys. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ons het op 'n einde gekom van 'n wonderlike diens hier. Ons het op 'n einde gekom. En ons dank die Here vir sy teenwoordigheid. Ons dank die Here dat hy mense aangestel het soos Apostel Prys, Profetes Natasha, alle ander apostels, prys die naam van die Here. Om ons te leer volgens die woord van die Here. Halleluja. Prys die naam. Nou ek gaan vandag ons evangelis Kokula na vore roep om net vir ons die diens weer van die Here af te sluit. Amen. Eerste bedankens aan ons doen, prys die naam van die Here, sorry dat ek was. Ek eet nog aan my woord. Amen. Evangelis gaan ons die bedankens doen en na dit kan ons evangelis vir ons seën van die Here, die diens weer van die Here ons afsluit. Amen. Halleluja. Hallelujah! 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 We are here, God. We are blessed, God. We are blessed, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah!
Dankie, Here. Dankie vir ons woord. Dankie vir die profesies wat uit is. Dankie dat ons 'n nuwe mens is. Dankie, Here, dat my lewe nou verander het. Ek is nie meer dieselfde nie. My hele lewe is verander. Dankie, Here. Dankie, Here. Prys die wonderlike naam. Prys die naam, Here. Halleluja. Glory. Dankie, Jesus. Dit is goed om Here te hê, Kaapstad. Ons kon nie wag om Here te bring. Die vars kos wat ek geëet het. Here, dankie. Dankie, dankie, dankie. Leer Yes. en veel meer. Yes, Lord. Kom ons gee God prys. Kom ons gee God prys. Die dienst moet nog maar aangaan. Vandaag is een song wat zei, this ain't no ordinary worship. This ain't no ordinary God. Because the God I serve is greater. Amen. Ik ga maar net doen wat de Heer is gevraagd en je weet. Ons gaan ons voorsleep onder die prezen van die Heer. Getrouwe en rechtvaardige God en Vader. Heilig en waardig, machtig, Here. U wat die blinkmôre ster is, Here. U wat die begin en die einde is, Here. Here, daar is niks wat kan begin met U en niks wat kan eindig sonder U. En terwyl ons op die einde gekom het van 'n mooi en pragtige werk, Here, reg uit U hand het, reg in ons harte, reg in ons siele. Here, terwyl ons dit aangeneem het, Here, in die naam van Jesus Christus. Here, laat ons daarmee beweeg. Here, die lering sê ek voor dankie, Here. Here, die woord sê ek voor dankie, Here. Ek bid, Here, dat U woord beweeg, Here, van mens tot mens, siel tot siel, terwyl ons uitbeweeg, my Vader. Here, van U woord, Here, is die naprediker, my Vader. Here, terwyl dit moet skeer in ons harte, in die Here, laat ons nie self skeer nie, Here, maar laat ons vanmiddag U woord eet en kou en inneem en uitwerk en baar, Here. Dankie, Here, vir U teenwoordigheid, U krag, U magtigheid. Here, U is wie U sê U is. U is die God, Here, wat spreek en 'n spreekbuis het, Here. Ek eer die vroue van God vanoggend, Here, terwyl U hulle instuur, Here, om te spreek en te sê, so sê die woord van die Here, Here, van die Here. Dankie vir die voeding, Here. Dankie vir die opskep, Here. Dankie vir die voorbereide tafel, Here. Ons is gevul in die naam van Jesus Christus. Dankie, Heer, met alle eer en danksegging. Ons ontvang die Here sal U seën en U bewaar. Die Here sal sy aangesig oor U laat stel en U genadig wees. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees, sy en bly vir ewig met ons almal. En ons almal wat die Here verwag, weer sy deur die dood of die opstanding, ons sal eendragtig saam sê. Amen. Ons sal eendragtig saam sê. Amen. Amen. Die waren zo stom, maar dat is niet bij elkaar.